Goeiemôre broers en susters, welkom by die huis van gebed. Ja, ons is werklik waar huis van gebed. Ek dink die skrif sê daar so, ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. En ja, gebed is tog die belangrikste in ons lewe. Ons jy het nie 'n spesifieke tyd nodig om te bid. Jy kan elke reg hierdie dag met die Here praat, reg hierdie dag bid as jy so sê. Jou verhouding met die Here, wat baie belangrik is. Mens moet 'n verhouding met die Here begin. Jy moet weet dat jy is 'n kind van die Here. Weet ou moet nie eendag kom as die koms van die Here daar is en dan kom staan nie voor die Vader en dan sê die Here, maar ek ken jou nie. Ek ken nie jou naam nie. Jou naam is in die boek van die lewe opgeskryf nie. Toe my seun gesterf het, Jesus, het hy vir ons almal gesterf. Maar die opdrag is, ons moet die Here aanneem. God forceer hom nie self op ons as mense af nie. Dis ons vrye keuse. Wil ek die Here dien of wil ek nie? Wil ek my hart vir die Here oopmaak of wil ek nie? Ja, daar is so baie dinge wat in die lewe aangaan en mense wonder en dis nou al oor die 2000 jaar en Jesus het nog nie teruggekom nie. Maar as 'n mens aan die skrifte toe gaan en jy gaan lees in die Bybel en dan besef 'n mens net weer opnuut hoe het ons as mensdom God eintlik beroof van sy heerlikheid. Weet hy sê gaan verkondig hierdie evangelie. Gaan lê jou hand op die siekes en hulle sal gesond word. Of roep die ouderlinge in. Laat hulle die sieke salf en oor hom bid en die Here sal gesond maak. Ek meen dis wat die Here sê. Maar in ons omstandighede in vandag se moderne lewe gee ons net nie die Here meer kans nie. Ons gee nie die Here kans dat die Here werklik waar kan intree om vir ons by te staan. Ons wil die Here soos ek weet nie hoe kan nou mense amper soos 'n kar. Jy parkeer hom in die motorhuis en as jy hom nodig het, dan trek jy hom uit. En dan sy net om die blok met hom ry en dan geberg hy hom weer en gesluit hom toe. So baie van ons maak so met die Here. Ons sal die Here net gaan haal van ons hom nodig het. En hom weer sê Here, dis nou fyn, nou is ek happy. Jy het nou klaar vir my gehelp. Ja, daar is so baie dinge wat ons net in die lewe oor kan dankbaar wees. As ons kyk net na die kruis, as ons werklik waar net ons gees wil oopmaak en kyk hoe het die Here regtig gelyk, weet ek glo nie mense weet regtig hoe het Jesus werklik waar gelyk toe hy kruis op sy skouers gedra het nie. Ek meen, daar was nie eens meer vlees oor nie, want hulle sê 40 houe in daai jare was die doodstraf. En Jesus het dit gevat en hy het nog daarna die kruis op daai liggaam wat geen vlees meer opgehad het nie, het hy gevat. Ek meen, as 'n mens vat mens sou dood gewees het al daar. Maar Jesus staan op en ek dink hierdie moet baie mense al, of die Jode selfs moet dit al gesien het. Hoe is dit moontlik dat hierdie man nog steeds kan lewe? Ek meen, hulle moes tog daar al besef het, maar hier's iets net anderster in hierdie man. Onthou jy toe die Here met die donkie in Jerusalem inkom, toe vra die mense, wie is daai? En hulle sê, dit is Jesus. En daar het 'n opskudding in Jerusalem gebeur, toe die Here met 'n donkie in die stad aangekom het. En weet, met die wederkoms van die Here sê hy, hy kom hy op die perd. Hy daar gekom as 'n knegg op 'n donkie. Ek weet die Here kom daar seker 'n Arabiese hinks of whatever gevat, een van die mooiste perde wat daar bestaan. Maar die Here kom daar as 'n diensknegg. Hy het gekom om die volmaakte prys te betaal, nie om as 'n koning gelowige prys te word nie. Want die Here het vir Petrus gesê, niemand het dit aan jou bekend gemaak nie. Dis net my Vader in die hemel. Dis waar jy kan sê ek is die seun van God. En die Here het al die demone bestraf en gesê bly stil.
as hulle gesê het, ons ken nie, ons weet wie is hy is die heilige van God, en dan die Here vir ons sê, bly stil. En hier kom ons as mense, ons lees al hierdie goeders in die Bybel, maar dit gaan nie in ons harte in nie. Ons besef nie die erns van die saak, dat as die wedloop, hoe ver hardloop ons, hoe lang is ons lewenswedloop wat ons aan deelneem, is dit 5 jaar, is dit 10 jaar, is dit 15 jaar, is dit 20 jaar, is dit 30 jaar, 50 jaar, 70 jaar, 100 jaar, ons weet nie hoe lang is ons wedloop nie, maar wat Paulus sê is, ons moet die wedloop voleindig, ons moet hom voleindig, met die Here in die oog, want ons kan die wedloop ook, oor die wenstreep val, en dan het jy nooit die Here gedien nie. My broers en suster, wat is dan die nut om dan deel te neem aan hierdie wedloop, as jy weet, jy gaan die Here nooit sien nie. Want die wedloop is daar, om vir ons kans te gee, om te sê, Here, hier is ek. Vergewe my, Here, laat ek so min in u getwyfel het. Here, laat ek werklik waar net my hart wil oopmaak, en sê, Here, kom woon in my liggaam. Ek wil my opnuut aan u offer, en sê, Here, hier is ek. Vader, maak vir my 'n tempel van die Heilige Gees. Ek bly al my sondes voor u, my God. Here, kom in die volheid van die Gees, en was my skoon in die bloed van Jesus Christus. Laat daar nie meer 'n sonde in my lewe kan wees nie, Here, en laat ek u kan navolg, Vader. Laat ek saam met u op hy smal weg kan gewandel. En Here, laat ek ook in die wedloop kan deelneem, waar ek weet Jesus Christus is voor my, en ek volg die spore van die Here. En as ons eendag op die eindstreep kom, wat die Here vir my sal sê, wel gedaan my kind, jy het dit gemaak. Broers en susters, is dit nie wat ons wil weet eendag, nog wil hoor eendag nie. Om te sê, as die Here vir u sê, jy het dit gemaak. Jy het dit gemaak. My hart voel of dit by my mond wil uitspring. En in dieselfde oomblik, dan voel ek hier binne my hart, Here, daar is soveel mense, wat al afgedraai het van hierdie wedlooppad af, wat gedink het, daar is 'n kort pad, soos Rooikappie op pad na haar ouma toe, en die wolf sê vir haar, vat jy die kort pad, dan vat ek die lang pad. En Rooikappie het gedog, sy vat die kort pad, en die wolf is op die lang pad mos. Is dit nie hoe die duiwel met ons ook werk nie? Vat julle die kort pad, ek is op die lang pad. En dan volg ons hom op sy lang pad, in plek om net die Here in oog te kry, om te sê, Here, waar is u in my lewe? Wanneer laas het u self ondersoek, om te sê, Here, waar is u in my lewe? Waar pas u in my lewe? Here, ek het 'n verlange. As jy nie 'n verlange na die Here het nie, as daar nie 'n uitroep in jou gees is nie, as daar nie 'n ding is soos, Here, ek wil u beter leer ken nie. Here, ek wil hierdie woord, ek wil net meer van die woord in my hart hê, Here, ek wil meer van die Gees in my hart hê, ek wil meer van u in my hart hê, Here, ek wil elke dag met u praat, my God, ek wil my hart vir u gee, Here. Here, want ek is so bitter lief vir u. En weet u, net om daai woorde vir die Here te sê, dis meer as vir die Here amper van u verwag om te sê, Here, hier is ek. Kom maak dit my hart. Here, ek maak my hart se deur oop. Ek nooi u in. Jesus forceer hom nie op u af en hoor vanaand nie. Hy forceer hom nie aan jou in nie. Al wat hy vir jou sê is, hy is lief vir jou. Hy het die volmaakte prys vir ons betaal. En ja, ek dink dit is tyd, het aangebreek, dat ons vir die Here kans gee. Gee die Here kans in 'n mens se lewe, as jy siek is, en daar word vir jou gebid. Weet, baie mense dink, dit moet nou gebeur. Ek onthou baie jare terug, het 'n man sy vrou gebring met 'n rolstoel. En daar is vir haar gebid en alles, en toe sy nie opstaan uit die rolstoel het nie, toe stoot die man haar terug, en hulle gaan nie daar waar hulle gesit het in die bank nie, hulle gaan toe net uit die tent uit. En ek het so 'n verlange in my hart gehad, ek stap agter hulle aan, en ek stop hulle, ek sê, weet julle wat, moenie moed opgee nie, kom volgende Sondag weer, dan bid ons weer.
Maar moenie moed opgee nie. En toe sê hulle nie, die manne toe nog gepraat, ek sê nie, hulle sal volgende Sondag weer hier wees. En toe ek terugstap, toe sê ek, Here, maar ek het so verlang in my hart gehad, ek het so vreugde in my hart gehad, so, Here, laat die vrou uit die rolstoel dit opstaan. En ek hoor die stem van Here wat vir my sê, Ben, dink jy, as ek vir A vandag genees het, sou hulle vir my volgende Sondag kom dien het? En ek sê toe, Here, ek weet nie. En ja, hulle het nooit teruggekom nie. Jy sien, broers en susters, en dan wil ons die Here verkwalik as ons nie gesond word nie, as ons finansies nie uitwerk nie, as ons die Here nou nodig het en die Here antwoord ons nie, dan wil ons vies word. Ons wil op ons perdjie spring en sê, die Here hoor my nie, die Here gee nie om vir my nie. Maar in die werklikheid staan die Here daar vol liefde en verlange, net vir u en vir my om te sê, Here, vergewe my verlede, Here. Vergewe dat ek so hardkoppig was. My God, vergewe dat ek my eie wil lewe in hierdie wêreld. Here, ek bely my sondes voor u. Ek onthou as kind, was ek eendag saam met my vriende, hulle was Pinkster, en ek het nie Pinkster groot geword nie. En daar staan toe so 'n bankie so voor by die verhoog. En ek vra, wat is daai? Hy sê nee, die ou mense noem dit die belydenisbankie. As jy gesondig het deur die week, dan gaan jy Sondag. Dan gaan jy nie uit op daai belydenisbankie en jy bely jou sondes voor God. Ons wil nie as ons sondes vandag in ons binnekamer voor God bely nie. Want jy sien, ons dink, dit's fyn, dis nie so 'n groot sonde dat dit 'n issue kan wees nie. My broer en suster, daar is nie 'n verskil in sonde nie, of dit nou 'n groot sonde is, of 'n klein sonde, dit is sonde. En ons het die Here nodig, om ons te was in sy bloed, en om ons te reinig, sodat ons vlekloos kan staan eendag voor die Here. My broers en susters, het jy nie 'n verlange werklik waar in die hart? Ja, ek en Karen praat so baie mense, wil eerder Sondag net bietjie diep lê, net bietjie langer slaap. Karen staan nou 4:30 op 'n Sondagmôre op, om haar lewe reg te kry vir die kerk. Van 7:30 begin ons met worship te oefen, en aan 9:00 begin die dienste. So, maar ons is so opgewonde oor die dinge van die Here. Jy, my vrou sy skryf alles neer, sy soek die Here in alles. En dis wat moet gebeur. Ons moet God soek in die woord, ons moet God soek in ons lewens. En die Here is daar. Kom ons maak ons harte oop vir die Here en sê, Here, vat net hierdie onreinheid uit my uit. Weet jy, dit is amper soos iemand wat sy huis verkoop. En in sy koopkontrak sit hy, ek verkoop die hele huis met al die meubels en alles verkoop ek. Maar hier in hierdie muur is daar 'n spyker. En daai spyker behoort aan my. So u kan die hele huis vat, want net soos wat hy is, maar daai spyker behoort aan my. En as ek hy spyker nodig het, dan kom ek in en dis my spyker. En wat wil jy vir my sê? Ek wil vir u sê, broers en susters, baie maal neem ons die Here aan, maar as 'n spyker in ons lewens. As jy vol motorspore getrap is al binne, buitekant, en dit reën en dis storms, dan kom jy in die huis in, en jy kom hang daai nat, vuil reënjas op daai spyker, want dit is jou spyker. En dis presies wat die vyand doen. As jy nou dink, ek is skoon gewas in die Here, kom hy met sy veiligheid, met al die vuil gedagtes en alles wat hier van God af is nie. En hy kom hang dit op sy spyker, want onthou, hy het mos nou 'n kontrak met u aangegaan. Dit bly myne. My broers en susters, ons kan nie aangaan met die duiwel en dink God gaan ons seën nie. Ons moet besluit in ons lewens, gaan ons vir die Here lewe of gaan ons vir die wêreld lewe? Ons weet nie wanneer ons wedloop op nie.
Al wat ek weet vanaand is, kom ons kry ons lewens reg met die Here. Ons word nie gemartel, soos wat die apostels gemartel is nie. Ons het nie nodig om hy wrede doodgemaak te word. Hier bo in Afrika hoor jy, hoe word die Christene onthoof, hoe word hulle gemartel. En hier waar ons sit nog alles. Kom vanaand by die Here uit. En sê, Here, daai spyker van die vyand, kom haal hom uit my lewe uit. Verbreek elke ding wat u met die duiwel te doen het. Of het nou dobbelary is, of het nou speeltjie, sterre voorspel, wat ook al dit mag wees. Kom ons kom net by die Here uit en sê, Here, haal daai goed uit my lewe uit. Here, laat ek werklik waar my hele wese vir u kan gee. Here, laat ek groter kan word, u groter kan word in my en ek kleiner in myself, sodat die mense God kan raak sien, sodat die heerlikheid van God uit ons kan straal, sodat ons die woorde van die Here kan spreek. Dat ons soos Moses voor die Rooi See kan gaan staan en net ons staf oor die Rooi See is en die see breek in twee. My broers en susters, as ons in die storm is, het jy al geweet dat, of daaraan gedink dat ons kan met die storms praat, van die Heilige Gees lewe in ons. Hy sê, groter is hy wat in ons lewe as wat hy wat in die wêreld is. As daai storms kom, dan kom die Here met sy hele Gees uit ons uit, en hy vat hy storm net so weg voor ons, laat ons nie nodig het om deur hy storms te gaan nie. Partymal voel dit vir ons kan nie meer nie. Het ons nie die Here agter die storm gesien nie? Het jy nie die heerlikheid van God agter die storm, agter die berg gesien nie? Dis wie hy is. Dis die liefde van God wat sê, kom net aan my toe. Vat my juk. Die Here sê, vat my juk. Gee my daai van jou. Ek sal hom dra. Vat jy myne, want hy's lig. Die Here wil nie hê ons moet lewe soos die wêreld. God is koning van die heelal. En as ons Jesus aangeneem het as ons saligmaker, is ons koningskinders, broers en susters. Met alle respek gesê. Want hy sê, eendag as ons in die hemel kom, dan sal ons kroon ontvang van die Here af, vir dit wat ons op aarde gedoen het vir hom. Ek is so opgewonde oor die dinge van die Here, en ek raak dit meer opgewonder. Maar dis nou weer vir 'n ander dag. Maar weer eens baie dankie dat jy ingeskakel by Huis van Gebed. My naam is Ben Arnold, en ons is beskikbaar om te bedien as jy ons wil nooi. Ons doen dit met die liefde van die Here, wat God voorsien alles in ons lewens. En ek dien die Here omdat God lief het, en omdat hy my eerste lief gehad het. En kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here, dat ons ook opgewonde kan raak oor die naam van Jesus Christus. Dankie Here, dat ek vanaand kan bid en vra dat U kom en net daai spyker van die vyand wat hy nog oorgelos het in ons liggame uithaal, Here. Daai doring in ons vlees net kom uithaal, my God. Here, laat ons werklik waar in oorgawe vir U kan lewe. Here, laat ons vir U kan nooi met die volheid van die heiligheid, Here. Kom in ons lewens in, Here, maak vir ons nuut. Maak vir ons nuut, Vader. Here, ek bid vandag, as daar huweliksprobleme is in huwelike, as daar siektes is, maak nie saak wat 'n siekte daar is nie, Here. Dan wil ek bid, my God, dat U wel sal stilstaan. As daar finansiële probleme is, Here, dat U wel sal stilstaan. Want Here, Maleagi 3 vers 10 sê, beproef my en kyk of ek nie die sluise, die vensters van die hemel vir U sal oopmaak nie. Here, ons wil U loof en prys en sê dankie, Here. Dankie, Vader, dat ons vanaand kan erken en bely dat U is ons Here en ons God, Vader. Here, vergewe ons sondes in die naam van Jesus Christus. Here, ek is 'n nuwe mens, ek wil 'n nuwe mens word saam met U, Here. Ek wil U stem kan hoor, my God. Ek wil U loof en prys elke dag. Ek wil U naam groot maak, my God. Halleluja. Amen. Broers en susters, as jy 'n versoek het dat ons vir U moet bid of intree,
My selnommer is op my webtuiste, Huis van Gebed. En jy kan vir my WhatsApp daar los en ek en Karen sal daar deurgaan en ons sal vir bid. Jy hoef nie name te sit nie. Sê net waarvoor ons moet bid. Wat is die probleem? En ons bid vir u, want die Here ken ons harte. God weet vir wie ons bid. Ons het nie nodig om vir Kosie, Janie, Pietie of wie te bid nie. Ons moet net weet vir wat moet ons bid. En die Here weet, as ons dan bid, vir wie bid ons. Baie dankie broers en suster. Mag die Here vir u seën. En kom, ons laat 'n nuwe bladsy oor. Kom ons begin met 'n skoon bladsy. En sê, Here, hier is ek. Hierdie ou boek gee ek vir u, my God. Ek wil 'n nuwe lewe saam met u begin. Shalom, die Here seën vir u broers en susters.